Die liefde van die Here Jesus is ons voorbeeld vir ons daaglikse lewe. Daarom sê Romeine 12 vers 9 dat die liefde opreg moet wees. Dit moet verafskuw wat sleg is en vashou aan wat goed is. Die woord verafskuw is die ergste vorm van haat. Ek wil op geen manier dit wat sleg is in my lewe hê nie. Ek soek nie verskonings vir sonde en dit wat verkeerd is nie. Ek wil so ver as moontlik daarvan wegbly. Dieselfde woord wat in Genesis 2 vers 24 gebruik is om te sê dat 'n man sy pa en ma sal verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word gebruik om te sê ons moet vashou aan wat goed is. Ons moet een word met dit wat goed is. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê dat ons elke gedagte wat ons dink aan Christus gehoorsaam moet maak. Om as gelowige die opregte liefde van Christus teenoor ander te leef, moet ek dus dat Jesus se gedagtes my gedagtes word. Want as ek soos Jesus dink, begin ek soos hy doen. Uit myself kan ek nie Jesus se gedagtes dink nie, maar die Heilige Gees kan dit in my kop kom sit, sodat ek vanuit Jesus se gedagtes, die liefde van Jesus teenoor almal kan leef. Daarom sê Romeine 12 vers 2 dat God deur die Heilige Gees my gedagtes moet nuut maak. Hoe belangrik is dit vir jou dat jy elke dag daar waar jou skoene in die grond raak, die liefde van die Here Jesus teenoor almal leef, ook hulle wat jou uitdaag en sleg behandel? Is dit vir jou so belangrik dat jy die Gees toelaat om vir jou nuwe gedagtes te gee, om Christus se gedagtes in jou kop te sit?